Geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Dit is my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan Heartbeat FM en al die luisteraars en kykers waar jy ook al inskakel en ook aan NG Park se YouTube kanaal. Ek praat vanoggend oor die tema, ons kan nie pad gee nie. Ons kan nie pad gee uit hierdie wêreld uit nie. Thema's, ons kan nie pad gee nie, en ons praat oor 1 Korintiërs 5, en dit wat Paulus kom sê. Ek gaan ook so 'n bietjie Romeine aanhaal, hoofstuk 12, en dan gaan ek in Johannes 17 praat, van ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Maar voordat ek nou so gaan saam lees uit die woord uit, en stilstaan in 'n boodskap vanoggend, verklaar ek dat Jesus my verlosser en saligmaker is. Ek glo in die opgestane Jesus, die graf is leeg, en mag jy ook vanoggend saam met my jou geloof bely, weet, hy leef, en ons staan vas in die woord van die Here, en daarom gaan ons nou bid vir wysheid uit die woord, en laat die Here my as 'n stofmens sal gebruik om vir jou, daar waar jy is, hierdie boodskap oor te dra. Mag ons aangespreek word, mag ons geïnspireer word, en mag ons met hoop van hierdie boodskap af weg beweeg. Maar kom ons bid nou saam. Heilig, heilig, heilig is U, Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Ag Here, dankie dat ons nou kan stil raak voor U, en dat U kom praat met ons, net soos U ook deur Paulus met die gemeente in Korinthe gepraat het, daar in 1 Korintiërs 5, daai hawe stad, wat soveel diverse mense gehad het, en 'n besige stad was, maar ook die gelowiges in die gemeente, wat wêrelds begin word het, wêrelds geraak het, wêreldse maniere. En daarom, Here, kom U vanoggend en spreek ons aan in 2026, laat ons uitstaan mense vir U sal wees. Ek kom bid nou, Here, dat U goddelike doel bereik word met hierdie boodskap, en laat U die naprediker sal wees, Heilige Gees. Elkeen van ons kom net soos ons is. Ek bid ook vir siekes vanoggend, vir eensames, vir die in hospitale. Ek bid ook, Here, dat U net ons sal toevou met U arms van genade en liefde. Spreek nou, Here. U kinders luister. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, kom ons lees saam in 1 Korintiërs 5, en ek lees daar vanaf vers 7, dis die kernteks, maar ek gaan 'n paar ander tekste ook aanhaal uit Johannes 17, Matteus 5 en Romeine 12. Maar 1 Korintiërs 5, so vanaf vers 7 lees ek nou, en dit sal wees tot vers 13. Dan staan daar geskryf, verwyder dan die ou suurdeeg, sodat julle nuwe ongesuurde deeg kan wees. En dit is julle ook werklik. Ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van onsedelikheid en ander sonde nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid. In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat onsedelik leef nie. Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgierigers, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy sou julle uit die wêreld moes pad gee. Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik, of geldgierig, of 'n afgodsdienaar, of kwaadprater, of dronkaard, of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie. Per slot van rekening is dit nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. God sal hulle oordeel, maar julle moet oor julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mens onder julle uit. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy praat, net soos in die vorige hoofstukke, praat hy van hoe wêrelds die Christene geword het. Mense wat sê, hulle glo in God, wat die Gees in hulle het, en dan op 'n Sondag en by die byeenkoms van die gemeente lyk hulle baie mooi en asof hulle kinders van God is, maar in die week leef hulle anders. Dan lyk hulle lewe nie so nie. Daarom vanoggend se tema, ons kan nie pad
pad gee uit die wêreld nie. Ons kan nie pad gee uit die wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld. Paulus kom sê dit ook so daar in vers 10. Ons kan nie hierdie wêreld vermy nie. Dit sou beteken dat ons moes pad gee uit die wêreld uit. Ons is in die wêreld, maar ons is anders. Die vraag is ons anders as kinders van die Here? Kan mense dit sien? Dat ons as kerk, as gemeentes, dat ons uitstaan mense is, dat ons anders is. Die maklike oplossing, dink ek nog altyd vir Christene was om weg te trek en te sê, ek trek eerder myself terug. Jy weet, van veg, vlug en vries mense partykeer en vlug mense, en mense wil nie in hierdie wêreld daai verskil maak nie. Baie mense bly net stil. Daai vriesgedagte, of ek meng liewer nie in nie, ek gaan nie inmeng nie. Of baie mense sal vir jou sê, ag, pas maar net aan. Ons moet aanpas by hierdie wêreld. Paulus kom sê vir ons, ons kan nie uit die wêreld pad gee nie, ons is in die wêreld, maar ons moet anders wees. Ons moet anders leef. Mense moet kan sien, ek en jy is 'n kind van God. En ek wil vir jou, dit wat Jesus daar in Johannes geskryf het, wat Jesus sê in Johannes het skryf in Johannes 17 vers 15. Nou luister gou wat staan daar, Johannes 17 vers 15, ek gaan so lees tot vers 17. Dan sê Jesus, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Dit wat Jesus kom bid, Jesus bid dit. Hy sê, hy bid nie dat God ons uit die wêreld sal wegneem nie, want ons is in die wêreld. Hy sê maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Dis wat Jesus vir ons kom bid. Hy kom bid vir ons dit. Hy bid dat Vader ons sal bewaar van die bose. Dan sê hy vers 16, hulle behoort nie tot die wêreld nie. Ek en jy behoort nie aan hierdie wêreld met al sy sonde nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie, sê Jesus. Maar in vers 17, laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Laat hulle toegewy leef, want u woord is die waarheid. Dit is baie interessant om dit te hoor vanoggend, dat ons is in hierdie wêreld, ons is nie van die wêreld nie. Jesus bid ook dat Vader ons sal bewaar van die bose en al die brandpyle en die aanslag van hierdie wêreld. Maar ek en jy moet toegewy leef en ons moet in die waarheid bly en die woord is die waarheid. Dis wat ons vanoggend kom hoor, dis wat Jesus kom bid vir ons. Die roeping van die kerk in die eerste plek, broer en suster, wil ek net kom sê, is nie isolasie nie, maar dis dat ek en jy 'n onderskeidingsvermoë sal hê. Ons hoef ons nie te isoleer as Christene, as kinders van die Here nie. Ons is juis in hierdie wêreld geplaas met 'n roeping, maar ek en jy kan anders wees en ons moet ook anders gaan leef. Ons roeping is definitief nie onttrekking nie, maar ons is teenwoordig. Ons is teenwoordig in die hier en die nou en ons moet anders leef. Ja, natuurlik hoor ons, Paulus bedoel nie dat gelowiges alle kontak met sondige mense moet vermy nie, want ons gaan met sondige mense ook te make kry. Hy kom sê net dat ek en jy anders moet leef. Soos die wêreld my gestuur het, stuur ek julle ook. Hoor ons ook daar in Johannes 17. En iets staan so bietjie uit, as ons dit hoor. Johannes 17 het ek nou net ook gelees. Vers 18 sê hy dit so baie mooi. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. God stuur ons. Dis 'n imperatief. Gaan dan na die nasies toe, maak mense my disippels. En dit hoor ek kan nie die wêreld vermy nie. En iets staan vir my uit daarvan. Vriende, ons probeer partykeer so om onsself net te isoleer en terug te trek. En ek en jy is in hierdie wêreld. Ons is gestuurdes na hierdie wêreld toe. Ons is nie vlugtelinge nie. En as ons iets daarvan kom hoor, beteken dit daar waar ek geplant is, moet ek my roeping gaan uitleef, moet ek 'n verskil gaan maak. Ek moet anders leef in hierdie wêreld, dat mense na my kyk en sien, maar daai is 'n kind van die Here. Ek hoef dit nie te sê nie.
Ek hoef nie vreeslik pietisties en vroom te probeer wees nie. Ek moet net 'n uitstaan mens wees. Ek moet staan vir wat reg is. Ek moet hou by die woord van die Here. Ek moet die waarheid leef en in reinheid voor God leef. Die bekende teoloog N.T. Wright sê dit so mooi. Ons skryf hy en hy sê, die kerk bestaan nie om te ontsnap nie, maar om God se nuwe skepping sigbaar te maak. Die kerk bestaan nie daarin dat ons moet ontsnap van hierdie wêreld af nie, maar ons moet God se skepping sigbaar maak, daai nuwe Adam, Jesus, die teologie van die kruisteologie wat uitstaan. Ons moet die hoop met mense deel, genade en vergifnis. Ek en jy moet uitstaan mense wees. John Stott, die teoloog, skryf dit so mooi en sê, ons moenie wêreldgelykvormig wees nie, maar wêreldbetrokke wees. Ons moenie wêreldgelykvormig wees nie, maar wêreldbetrokke wees. Ons roeping is nie om weg te kruip nie, maar om teenwoordig te wees. En dis die eerste ding wat ek hoor by Paulus, as hy in 1 Korintiërs 5 skryf, ons kan nie pad gee uit hierdie wêreld nie, ons is in hierdie wêreld. Die vraag is, hoe tree ek en jy op? Hoe tree ons op, en as mense na ons kyk en die lig van die Here skyn op ons, is ons werklik kinders van die Here? Reageer ons so en tree ons so op, en dis wat vir my bietjie uitstaan vanoggend. Ons roeping is nie isolasie nie, maar om 'n onderskeiding vermoë te hê, sodat die wêreld kan sien ons is anders. Jy moet daai onderskeiding mee kan leef. Die tweede punt waarby ek wil stil staan is, ons identiteit is mos anders, boetie en sussie. Ons is anders as die wêreld. Ons kan nie aanpas by die wêreld nie. En ons kan nie die sonde net verdra die hele tyd nie. Baie mense sê, ja, maar ons moet as kerk verdraagsaamheid hê. Ja, natuurlik verdraagsaamheid in 'n ander konteks bedoel. Maar ons kan nie sonde verdraagsaamheid hê nie. Ons moet wel sê, sonde bly sonde. Dit wat die woord vir my sê, en ek en jy weet wanneer ons iets verkeerd gedoen het. Ons is so bewus daarvan, die Heilige Gees kla jou aan. Ons kan nie ons identiteit in Christus prys gee en aanpas by die wêreld nie. Ons kan nie sonde verdraagsaamheid hê nie. En Paulus se probleem met die gemeente in Korinthe is nie dat hulle kontak gehad het met die wêreld nie, maar hulle het soos die wêreld begin lyk. Hulle het so begin optree, en kyk, die eerste gedeelte in 1 Korintiërs 5 gaan juist daaroor dat Paulus hulle aanvat, hier's 'n man wat se pa oorlede is, en dan het hierdie man besluit, hy gaan 'n seksuele verhouding hê met sy pa se vrou, met ander woorde sy stiefma. En dan sê Paulus vir hulle, hey, waarmee is julle besig? Julle ken mos Levitikus 18 vers 8 se reël, en daar staan dit, jy mag dit nie doen nie. Dit is die wette, en julle weet dit mos, julle is met verkeerde dinge besig. In plaas daarvan dat julle moet rou en treur oor 'n man wat dood is in julle gemeente, is julle besig om losbandigheid goed te keer, en julle vee dit so half onder die mat, en daar's 'n verdraagsaamheid. Wat gaan aan met julle? Julle is met verkeerde dinge besig, julle lyk net soos die wêreld. En dis wat Paulus vir hulle eintlik kom sê. Dan sê hy, moenie laat daai klein bietjie suurdeeg nou die hele deeg kom suur maak nie. Moenie dat die hele deeg suur word omdat julle verdraagsaam is teenoor die sonde nie. En dan hoor ons iets wat Paulus kom sê. Ons identiteit is anders as die wêreld. Vir die wêreld is hierdie goed aanvaarbaar. Die wêreld kan nie dink, ag, hoekom het julle nou 'n issue hiermee nie? Hoekom het julle nou 'n issue met morele of etiese kwessies nie? Wat sal nou julle probleem wees, sê die wêreld? Wat is wêreldse denke? Vriende, ek en jy weet wat sê die woord van God. Leef ons die woord. Romeine 12, so vers 1 en 2 is vir my die mooiste teks met die mooiste verse wat sê ons moet onsself gee aan God as lewende en heilige offers, en ons moet die godsdiens beoefen, en dan staan daar, ons moet dinge vir God doen in vers 2 wat goed en aanneemlik en volmaak is, wat God sal sê, hierdie is goed my kind, jy is met die regte dinge besig. Maar in vers 2 begin hy deur te sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie,
maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Laat God jou verander, laat hy jou denke vir jou vernuwe, sodat jy nie 'n wêreldse mens sal word nie, want dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is, wat vir God goed en aanneemlik en volmaak is. Die oomblik, met ander woorde, wanneer ons God toelaat om beheer van ons lewens te neem, wanneer ons sy wil begin doen, wanneer hy ons denke vernuwe, wat ons nie gelyk word aan die wêreld nie. Julle kan nie, maar julle moet toelaat dat julle deur die Gees van God beheers word. En dit is wat Romeine 12 eintlik vir ons kom sê, 'n pragtige teks wat vir my hierby aansluit is Matteus 5. Julle ken dit so goed, broer en suster, dit is daar vers 13 tot 16 wat sê, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dis niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Vers 14 sê, julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Nou sê vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Vers 13 sê julle is sout vir die aarde, vers 14 sê julle is die lig vir die wêreld, dan sê vers 16, julle lig moet so skyn dat mense julle goeie werk kan sien, dat ons God kan verheerlik. En dis my vraag vanoggend, jou identiteit is anders en jy moet God verheerlik in jou identiteit en wie jy is, as mense na jou kyk. Ons kan nie ons sout verloor nie, ons kan nie ons lig verloor nie, ons is dan kinders van die Here. Christene moet anders lyk, en ek dink dis die ding wat ons vanoggend die ernstigste kom aanspreek uit die woord uit, is laat ek en jy uitstaan mense moet wees, wat God verheerlik met ons goeie werke elke dag. Dallas Willard, die Amerikaanse teoloog, sê dit so mooi, die grootste gevaar of bedreiging vir die kerk is nie vervolging nie, maar oppervlakkigheid. Vriende, dis groot woorde. Hy sê die grootste gevaar vir die kerk of bedreiging vir die kerk is nie vervolging nie, maar oppervlakkigheid. En dit is nou wanneer ons sulke wêreldse mense begin raak, maar ons ken die Bybel, ons bely Jesus, ons sê ons het die Heilige Gees in ons. John Stott, die Engelse teoloog, het geskryf daaroor en hy het gesê, die kerk se geloofwaardigheid rus op haar heiligheid. Die kerk moet sy heiligheid ook beskerm. Ons kan nie net doodeenvoudig nou wêreldse mense raak nie. Ons geloofwaardigheid berus op die feit dat ek en jy moet gaan leef soos wat God van ons vra. Daai heiligheid wat ons moet uitstraal. Ons moet anders lyk, want ons behoort aan Christus. My derde en my laaste punt vanoggend is, ons getuienis se integriteit staan uit. Ons getuienis is integriteit. Dit is nie perfeksie nie. Kom ons sê dit gou mooi vir mekaar. Ons is vrygekoopte sondaars. Ons het natuurlik nog die ou Adam wat ook so dan en wan sy kop wil uitsteek. Daarom is bekering 'n daaglikse proses. Heiligmaking is 'n proses tot die dag van my dood toe. Ek gaan nie op my eie dit regkry nie, maar met Christus in my, as ek my laat beheers deur die Gees, want as ek self gaan ek sleg. En daarom hoor ek iets, vrygekoop deur die bloed van Jesus. Hy praat ook so wonderlik hier in 1 Korintiërs 5, dan praat hy van die paaslam. Hy sê daar in vers 7, ons paaslam is immers geslag, dit is Christus. Danksy Christus kan ons fees vier, danksy Christus kan ons leef, die bloed van Jesus is vir ons genoeg, die kruisteologie is genoeg. En dan sê hy, laat ons nie ou suurdeeg wees nie, maar laat ons nuwe suurdeeg wees. Die ou mens is verby, die nuwe het gekom, ek is nie meer daai ou van gister nie. Daarom moet ek anders gaan leef in 'n wêreld waar mense my dophou. Waar mense gaan kyk hoe jy reageer. Hulle gaan kyk wat jy skryf, wat jy sê, as jy op social media is, as jy reageer in 'n wêreld daar buite, mense hou jou dop.
En die vraag is jy 'n kind van God as mense na jou kyk? Wat sê die mense daar buite? Wie is jy? En jy sê, jy's 'n Christen. Tree ons so op, vriende. 'n ding wat vir my uitstaan is dat ons eerlik moet leef. Dat ons aanspreekbaar is. Dat ons aanspreeklik is vir ons dade. Die Engelse woorde vir dit is accountability. Dat daar accountability is, ons moet mekaar verantwoordbaar hou. Ek en jy het integriteit. En Paulus is so ernstig, hy is skoon kwaad, hy het hier in 1 Korintiërs 4 sy einde het hy 'n lat wat hy wil uitblik en sê, maar julle moet nou besluit of ek met 'n lat na julle toe moet kom en of ek in liefde en vriendelikheid, en in hoofstuk 5 sluit hy weer so half bietjie kwaierig af as hy sê, verwyder die slegte mense onder julle uit. Hy sê, want ons kan nie wêreldse mense wees nie, ook nie in die gemeente nie. Hy sê ons moet egte mense wees. Daar's konsekwensies vir my dade. En hy sê, ek en jy is mense wat moet leef dit wat ons glo. Ons moet konsekwent leef. Daar's sekere gevolge vir my dade ook. En ons moet dit ook weet. Vriende, as ons iets moet ons hoor wat sê 1 Petrus 2, en ek het dit vir myself hier neergetik. 1 Petrus 2 vers 12 sê, gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien, en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ja, ons moet vir mekaar iets sê vanoggend. Ja, ek en jy moet 'n egte mens wees. Ons moet so gaan leef, soos God van ons vra. Ons getuienis, ons integriteit, dis wie ons is. En dan, vriende, dan weet ek, ons moet God behaag. Ons moet dinge doen wat vir hom goed en aanneemlik en reg is. Tim Keller skryf dit so mooi, hy sê die evangelie vorm mense wat nederig en standvastig gaan leef in 'n wêreld daar buite. Die evangelie vorm mense wat nederig en standvastig leef. Kom ons gaan leef die woord, en dis wat ek ook vir ons daar gelees het, toe ek nou so gelees het in Johannes 17, waar Jesus gebid het, waar Jesus sê, laat hulle aan u toegewy wees, deur die waarheid, en u woord is die waarheid. Kom ons gaan leef die woord, geliefdes. Kom ons gaan wees manne en vroue, wat nie gelyk word aan die wêreld nie. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Ek sluit af met 'n verhaal wat 'n ware verhaal is van 'n ou wat in 'n visfabriek gewerk het. En hy was 'n doodgewone ou gewees, maar almal het altyd gesê, maar hierdie is 'n nice ou. Hierdie is 'n genuine Christen man, en hy het nie met Bybelverse rondgeloop en Bybel onder die arm en vreeslik vroom probeer wees nie. Hy het sy werk eerlik gedoen. Hy het nie saam geskinder nie. Hy het nie saam geknoei nie. Hy het altyd sy verantwoordelikhede opgeneem en hy het dit gedoen. Hy het nooit gevloek nie, nie 'n lelike woord gesê nie. En op 'n stadium, na jare, toe die man al afgetree is, toe kom iemand verby hom wat ook saam met hom gewerk het en sê, wat maak jou so anders? Jy was altyd net hierdie nice ou gewees toe jy in die werkersomgewing was, en almal het vreeslik opgekyk na jou, respek vir jou gehad. Wat maak jou so anders? En toe het hierdie man geantwoord, die eenvoudige antwoord, ek behoort aan Jesus. En dis dit, ek behoort aan Jesus. En die antwoord het teruggekom, ja, ons het dit al lankal geweet, want ons kon dit sien. Ja, ons het dit geweet, want ons kon dit sien. En dit was vir my een van die mooiste getuienisse wat ek gehoor het. 'n Ou wat afgetree is, en die mense wat saam met hom gewerk het, wat gesê het, hulle kon sien, hy behoort aan Jesus. Kan mense dit van my en jou sê?
Kan hulle dit van ons doen en late, ons leer en lewe sê? Ja, vriende, ons kan nie uit die wêreld pad gee nie. Vanoggend se tema, ons kan nie pad gee uit die wêreld nie, dit is so. En dan hoor ek moet anders leef, met integriteit. Ja, ons moet Christus sigbaar maak. En ons moet ook verstaan dat ons gedrag het konsekwensies. Daar's goed wat gaan gebeur, daar's sekere dinge wat gaan gebeur met ons. As ons bly volhard in die sonde, dan stuur ons af op 'n ewige verlorenheid. Kom vandag en gee opnuut weer jou hart vir die Here. Gaan leef met integriteit. Laat Christus jou lewe vir jou vorm. Gaan leef anders. Vat sy hand en stap die toekoms in. In 'n wêreld wat gebroken is en wat nodig het om te hoor dat daar hoop is. Die antwoord is Jesus. Ons kan nie pad gee uit die wêreld nie, dit is so. Vanoggend se tema, ons kan nie pad gee nie. Maar ons is in die wêreld anders. Kom ons gaan leef nou anders. Mense, hou jou dop. In Jesus naam bid ek nou vir jou, net sy genade en vrede. Amen. Here, die feit dat ons vanoggend weet, daar's oë wat na ons kyk. Alle oë is op ons in 'n wêreld daar buite. Die wêreldse mense, waar Paulus kom sê, ek oordeel hulle nie, hulle staan onder God se oordeel, maar ons mense, ons wat sê ons is kinders van God, ons, maak nie saak wat 'n kerk jy vanoggend is nie, maak nie saak waar jy nou luister of kyk na hierdie boodskap nie, as jy sê, jy's 'n kind van die Here, dan kyk die wêreld na jou. Here, ons moet so gaan leef, ons besef dit vanoggend. Ons moet uitstaan mense gaan wees, en ek hoor dit nie net in 1 Korintiërs 5 nie, maar ek hoor dit ook in Johannes 17. Here, daar waar U dit so duidelik vir ons kom sê, dat ons toegewy moet gaan leef. Ons behoort nie aan hierdie wêreld nie, maar Here, dat ons in die waarheid sal gaan leef. Dis my gebed vanoggend vir elke kyker en luisteraar. Here, vat ons nou aan die hand, en lei ons en help ons, want dit is vir ons soms so moeilik om anders te wees. Dit is vir ons soms so moeilik as daar etiese kwessies is, as daar moeilike temas op die tafel is. Daar's baie keer net soveel moeilike dinge wat ons moet aanspreek. Ja, daai moeilike gesprekke wat ons moet hê, die olifant in die kamer, en daai dinge wat ons moet aanspreek en sê, maar dis verkeerd in die oë van die Here. Ons moet uitstaan mense wees. Ons moet die sonde los. En ons moet nou gaan leef as vrygekooptes, niet gemaaktes. Here, daar in Johannes 8 het U gesê vir die vrou op oorspel, stop dit nou, hou op. U vergewe, U vergeet, U sit dit agter, maar gaan nou en moenie verder sonde doen nie. En Here, dis die oproep vanoggend vir ons, dat ons nie aan die wêreld sal gelyk word nie. Ek bid dit nou vir elke kyker en luisteraar, Here, help ons, lei ons deur die Gees, en laat U Gees opnuut weer ons gedrag bepaal. Ons vra dit vanoggend, Here, in die naam van die opgestane Jesus. Amen. Geliefdes, dankie dat julle ingeskakel het. Ons kuier weer saam DV volgende week.